Moedersdag, 'n wonderlike Moedersdag, geseënde Moedersdag aan elkeen van ons moeders wat hier so is. Nou Moedersdag is 'n wonderlike dag, maar waar kom dit vandaan? Is dit weer een of ander ding wat Pick n Pay uitgedink het, of 'n winkelsentrum en gedink, hier's 'n great idee, kom ons doen 'n Moedersdag, en ons verkoop klomp goeders en ons maak baie geld. Jy weet, daar's baie stories oor, waar kom Moedersdag vandag? En ek so 'n bietjie gaan navorsing doen, daar in die Griekse mitologie, is 'n tipe van 'n Moedersdag al gevoer, en in die verre verlede is daar verskillende tipe dae en feeste gehou, wat eer aan moeders bring. Maar die Moedersdag soos ons dit vandag ken, en dit is nou volgens Wikipedia, en soos ek verstaan is Wikipedia die plek, dit is die Kawasaki van inligting, is daarso, yes, amen my broer, ek sien haar hand, nou, dit is daarso, daar waar jy die inligting kry, en volgens Wikipedia sê dit, in 1908 het Anna Jarvis 'n gedenkdiens gehou ter nagedagtenis van haar gestorwe moeder, dit was in 1908, en dit wat sy gehou by die St. Andrews Methodiste Kerk in West Virginia in Amerika. Haar ma is dood, sy hou 'n gedenkdiens. En elke jaar doen sy dit, en hierdie idee van hierdie moedersverering om eer aan die moeder te gee, het toe baie vinnig pos gevat en het deur Amerika versprei, en so het dit dan ook deurgegaan na die ander lande toe, en die ander lande, veral die westerse wêreld, die Europese lande het dit vinnig aangeneem, en sekere ander lande deur die wêreld het dit aangeneem, en so het dit toe begin word 'n Moedersdag. Kan julle my hoor? Want ek sien almal kyk so rond, is julle reg daar agter? OK. Die Moedersdag, die tweede Sondag van die maand in Mei, dan word dit gevoer so. Luister, is die klank reg, want ek sukkel om myself te hoor hier. Is hy reg daar, Nico? 100, sorry man. So alles gaan daaroor, oor die 1908 het dit begin, Anna Jarvis se ma is dood, sy hou hierdie gedenkdiens vir haar ma, die idee versprei en dit versprei deur Amerika, so versprei het dan deur die res van die wêreld ook. Nou, die hele ding van Moedersdag, vir Anna Jarvis het daarom gegaan om eer aan haar moeder te bring, om vir haar moeder dankie te sê, vir die moeder se toewyding, vir haar sacrifice, vir haar tyd wat sy gespandeer het aan haar, Anna, as haar kind. Anna het nooit bedoel dat dit moet iets word soos vandag nie. Anna se hele idee was, en die sentiment rondom Moedersdag, was dat dit meer om die ma sal gaan, na die kinders, die familie, vir 'n ma sal eer, dat hulle 'n handgeskrewe, letterlik 'n handgeskrewe briefie, of 'n handgetekende kaartjie sal maak, en dit vir die ouers, of vir die ma sal gee, en nie uitgaan om geskenke te koop, en om allerhande verskillende ander dierdinge te gaan koop, en kaartjies te koop, en so aan nie. So al wat sy wou gedoen het, is om dit te doen, maar wat het die wêreld gedoen? Die wêreld verdraai altyd iets, ons het die woord van God, en die wêreld kom in die wêreld verdraai die woord van God, en sê, het God dit regtig bedoel? Het hy nie eintlik bedoel dit en dit en dit en dit nie? Jy weet, so dis al hierdie verskillende dinge wat maar so rondom ons gebeur. In elk geval, dis vandag Moedersdag. En alhoewel dit Moedersdag vandag is, dankie aan Anna Jarvis 1908 van die Methodiste Kerk West Virginia in Amerika, dat ons nou vandag hierso, die 8de Mei 2016, hierso Moedersdag kan vier. Wil ek nie net vandag oor die moeders praat nie. Ek wil vandag oor die hele gesin praat, waarvan die ma natuurlik 'n baie belangrike rol speel. Vandag wil ek praat oor die papas, die mamas, en ek wil oor die kinders praat. En wat sê die woord van God vanoggend vir ons, oor papas en mamas en kinders? En ek wil uit Efesiërs 6, verse 1 tot 4, eerstens vir ons lees, want ek wil sommer dadelik met die kinders begin. Hulle is ons altyd ongeduldig, hulle wil ons altyd hê ons moet eerste by hulle begin. So kom ons gee vir hulle eerste die woord van die Here. Efesiërs 6, verse 1 tot 4 sê die volgende: Kinders, wees as gelowiges aan julle ouers gehoorsaam, want dit is die wet van God vereis. Eer jou vader en jou moeder is 'n baie belangrike gebod, en daar is nog 'n belofte by, sodat dit met jou goed mag gaan en dat jy lank mag lewe op die aarde. En vaders, moenie julle kinders so behandel dat hulle opstandig word nie, maar maak hulle groot met tug en vermaaning soos die Here dit wil. Die Here sê hierso dat die gesin die beste plek is waar 'n kind gelukkig groot kan word. Daarom 'n ma en 'n pa. Maar baie kere gebeur dit tog dat die gesin nie 'n gelukkige plek is nie, omdat die kinders dit baie moeilik maak vir pappa en mamma om gelukkig te kan wees. Maar julle kinders, van julle kant af, kan julle regtig waar ook baie doen om julle gesin ook 'n gelukkige gesin te maak. En julle vra dan vir my vandag, Johan, wat kan ons as kinders dan doen? Wat kan ons bydra na ons gesin toe? Nou ek wil net vir jou 'n paar goedjies sê, daar's baie goeters, maar hier's 'n paar goedjies wat ons as kinders
vir ons ouers kan doen, wat ons kan bydra in die familie. Eerstens, die Bybel, die woord van God sê, eer jou vader en jou moeder. Die Bybel is die woord van God. Die woord van God is die waarheid. En die waarheid rig ons, die waarheid wys ons, die waarheid maak ons vry. Luister na jou ouers. Al dink jy, hulle is verkeerd. Hê hulle lief, met al die liefde wat jy in jou het. Luister na jou ouers se raad, al dink jy jou ouers is 'n palooka. Maak nie saak nie. En moenie kwaad word as jou ouers jou uitwys op jou foute nie. Onthou net dit, eendag gaan jy ook heel waarskynlik 'n pappa of 'n mamma wees. En dan gaan jy met dieselfde goed sit waarmee die pappas en die mammas van vandag sit. En hierdie paar goedjies wat ek nou hierso vir julle genoem het, jy doen dit nie net omdat jy jou ouers liefhet nie, maar ook omdat jy die Here liefhet. En as jy die Here liefhet, maak jy die Here se hart bly wanneer jy die dinge doen van die Here. Dan sal die ouers nie nodig hê om heeltyd met jou te praat en vir jou heeltyd daarom te sê, gaan maak skoon jou kamer, tel op jou klere, maak op jou bed, sit af die ligte, doen jou huiswerk. Daai gesprekke sal mos nie daar wees as jy jou moeder eer, as jy jou vader eer nie. Want dan sal jy respek hê vir hulle. Kolossense 3 vers 20 sê ook die volgende vir die kinders. Kinders, wees in alles aan julle ouers gehoorsaam, want die Here verlang dit van sy kinders wat in hom glo. Maar hier's die ding wat ek regtig waar vir die jeug wil bring vandag en wat ek ook vir die jeug wil sê. Pappa en mamma weet nie altyd van beter nie. Maar hier in ons harte is ons ontsettend lief vir ons kinders. En al wat ons vir ons kinders wil hê is die beste. En ons wil die beste wat ons het vir ons kinders gee. En soos die woord van God sê, die Here God verwag dat julle ouers sal eer, dat julle na julle ouers sal luister. Want as julle dit doen, dan eer julle die Here. En wanneer jy die Here eer, dan sal die Here jou eer en die Here sal jou seën. Ek weet daar is van julle wat nie meer 'n pappa of 'n mamma het nie. Pappa en mamma, of pappa of mamma is dalk oorlede. Pappa en mamma is dalk geskei. Pappa en mamma is dalk nog getroud, maar hulle is kwaad vir mekaar, hulle bly nie meer in dieselfde huis nie. Hulle is nie meer daar nie. En dit is die werklikheid van die lewe waarin ons sit. Dit is waarmee ons te doen het in vandag se lewe. Dis die swaar, dis die donker, dis die bitter van die lewe. En soms maak ons, as pappas en mammas, maak ons ook foute. En ons weet nie hoe om hierdie dinge reg te maak nie. Ons weet nie hoe om hierdie probleme uit te sort nie. En ons doen soms dinge wat ons kinders bitterlik seer maak. Al bedoel ons dit nie. Maar hierdie dinge gebeur. Maar weet dit, ergens binne in ons is ons lief vir julle. Maar bo dit is God die Vader meer lief vir julle. En hy dra julle. En hy vertroos julle. En hy hou julle veilig in sy hande. Hy gee om vir julle. Hy sal julle versorg. Baie van julle voel dalk lus om net op te gee op pappa en mamma. Maar moenie opgee nie. Moenie opgee op die lewe nie. Bid vir jou pa en jou ma. Vra die Here, petisie die Here vir jou ma en jou pa. Wees lief vir hulle, met hulle foute en met die issues waarmee hulle ook moet deel. Beter dinge is op pad vir julle, kinders. Beter dinge. Amen. Yes. Amen. Daar kom beter dinge. Wat sê die Here vir die pappas en vir die mammas? Ons kyk na Efesiërs 5 vanaf vers 18. Moet julle nie aan drank te buite gaan nie. Daarmee gaan losbandigheid gepaard. Nee, laat die Gees julle vervul en sing onder mekaar psalms, lofgesang en ander geestelike liedere. Sing met julle hart tot eer van die Here. Dank God die Vader altyd oor alles in die naam van ons Here Jesus Christus. Wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig. Vrouens, wees aan julle mans onderdanig, net soos julle aan die Here onderdanig is. Die man is hoof van die vrou, soos Christus die hoof van die kerk is. Christus is ook die verlosser van die liggaam, sy kerk. Soos die kerk aan Christus onderdanig is, moet die vrouens in alles aan hulle mans onderdanig wees. Mans, julle moet julle vrouens lief hê, soos Christus die kerk liefgehad en sy lewe daarvoor afgelê het. Dit het hy gedoen om die kerk aan God te wy, nadat hy dit met water en met die woord gereinig het, sodat hy die kerk in volle heerlikheid by hom kan neem, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, heilig en onberispelik. Die mans behoort hulle vrouens so lief te hê soos hulle eie liggame. Wie sy vrou lief het homself lief, want niemand het nog ooit sy eie liggaam gehaat nie. Inteendeel, hy voed en versorg dit, soos Christus met sy kerk doen, omdat dit sy liggaam is waarvan ons lede is. Daar staan in die skrif,
Daarom sal 'n man sy vader en moeder verlaat en saam met sy vrou lewe en hulle twee sal een wees. Hierin lê daar 'n diep geheimenis opgesluit en ek pas dit toe op Christus en die kerk. Maar dit is ook op van julle van toepassing. Elkeen moet sy vrou so lief hê soos hy homself liefhet en 'n vrou moet haar man eerbied betoon. So wat sê die Bybel? Wat lees ons hierso? Die Bybel sê dat ons 'n gelukkige gesin kan wees. Baie mense dink ons sal nooit 'n gelukkige gesin in die wêreld kry nie, maar die woord van God sê tog, ons kan 'n gelukkige gesin wees. En hy gee vir ons hierdie riglyne hierso. Die Bybel sê ook dat wanneer 'n man en 'n vrou trou, hierdie twee, hulle word een. Hulle word een in vlees. En die Bybel vertel ons dan ook vir ons die rol wat God, die rol wat man en die rol wat vrou binne in die huwelik vervul. Maar rondom ons val huwelike en gesinne uitmekaar uit. Baie Christene sukkel ook met hulle eie huwelike en soveel mense ly daaronder. Hoekom is dit so? Hoekom gebeur hierdie dinge? Ons leef in 'n tyd vandag waarvan niemand hou om te verloor nie. Ons almal wil wenners wees. Jy ken mos daai liedjie, wenners. Ek gaan nie idols doen nie. Wil ons wees. Almal wil 'n wenner wees. Jy weet, ons almal wil altyd aan die bo-punt wees. Ons mik om die beste in ons klas te doen. Ons mik om die beste werk te hê, die hoogste pos. Ons mik daarna om die meeste geld te bereik. Ons wil die mooiste en die duurste en die vinnigste en die beste motorfiets wil ons hê om mee rond te ry. Ons wil die mooiste lyk. Ons wil die gewildste wees. Ons wil die nuutste modesklere dra en ons vrouens wil die beste koeke en cupcakes maak, beter as wat die buurvrou dit kan doen. En die lys gaan aan en aan en aan en aan. En al sê baie mense nie so nie. Elkeen van ons het 'n kompetisiegees binne in ons. En in ons lewens kan dit so raak dat dit verwoestend kan wees. En baie keer besef ons dit nie eers nie. Ons besef nie ons het hierdie kompetisiegees hier binne in ons nie. En dit gaan nie net oor ons aardse besittings nie, maar dit gebeur ook binne in die huwelik. Daai kompetisiegees binne in die huwelik. Ook daar wil ons die wenner wees. As ons mans nie ons sin kry nie, wat doen ons? Ons bly stil, ons praat met ons vrouens nie, en ons spandeer ure met ons pelle en met ons speelgoed. Soms kry ek ook die idee dat baie mans hulle vrouens net aansien as hulle persoonlike slaaf. Vrou moet altyd reg doen of reg staan om te doen wat die man vra. Die kos moet gedoen word, die klere moet gedoen word, goeders moet aangedra word. Sy moet die huis skoonmaak, sy moet die kos maak, kinders, alles. Sy moet al daai goeders doen. En dan moet sy ook nog daar wees en beskikbaar wees wat wanneer jy nou in die mood is, moet sy daar wees en sy moet perform. Julle onthou nog laas ek gepraat het oor die potjie, die liefdespotjie. Potjie van die huwelik, die 3 bene. Kom nie net in om die vliegtuig te land nie, meneer. Daar's dinge wat moet gebeur voor die tyd. Julle onthou daai ene nog, né? Ook die manier hoe ons met ons vrouens praat. Liefie, skatlam, my goggaatjie, my dingetjie, my babes. Het verander na hey jy of vrou. 'n Norse manier hoe ons met ons vrouens praat. Of ons roep hulle op hulle naam, ons roep hulle op hulle naam in minagting en disrespekvol aan. Want ons het nie meer daai liefde vir hulle nie. Mense kry ook die sommige idee, of sommige kere kry mense ook die idee, dat baie mans maar net hulle vrouens verduur. En as die jare ons vrouens se liggame vol krake maak, vol plooie maak, ekstra gewig voorgee, dan raak baie mans erg persoonlik. En hulle raak vernederend en verkleinend teenoor sy vrou. Die een vir wie hy bitterlik lief was, die dag toe hy getrou het en hy het vir haar gesê, through better or worse, I will stand by you. Maar hy beledig haar. Hy verklein haar, hy verneder haar. Ek weet, dit is nie in alle huwelike so nie. Maar in talle huwelike kom dit, in baie huwelike waarmee ons te doen het, wat in krisis deurgaan, is hierdie die tipe dinge wat uitpop. En dit is die dinge waarmee ons te doen het. Maar hoor nou mooi, die mamas is ook nie altyd onskuldig in die saak nie. Die mamas het ook maar hulle deel. Ook hulle wil wenners wees in hulle eie huwelike. En as hulle sin nie kry nie, wat doen hulle? Stil stype. En dan pers hulle ons af met trane in hoofpyn. Johnny Bravo stap by die huis in. Wah! Vrou! Dan sê sy, nie vanaand nie. Ek het hoofpyn. Haat Leon Schuster vir daai song. Haat hom. Joke maar net. Ek is baie lief vir hom, ek love sy goeters. My vrou love nie sy goeters nie. Dan persel ons manne af met trane en hoofpyn.
Baie keer gebruik hulle ook hulle mans vir hulle geld en vir hulle aansien. En baie keer dan vergelyk hulle ook hulle mans met ander mans. Kyk hoe lyk jy? Kyk hoe lyk Sunny se man? Kan jy nie so lyk nie? Wie was dit nou? Ken jy vir Sunny se man? Ek wil net seker, maar ja, jy moet nou lekker bloos, né? Ja, lekker uitgevang haar tannie. En so dryf twee mense wat smoor verlief was met mekaar op 'n tyd. So dryf hulle uit mekaar uit. En die liefdesbriefies wat hulle altyd vir mekaar gestuur het, word vervang deur prokureursbriewe wat hulle nou aan mekaar stuur, deur hulle prokureurs en hulle dreig mekaar. Hulle maak mekaar seer. En die huwelike val uit mekaar en mans lê daaronder. En die vrouens lê daaronder en die kinders lê aande in huil oor hierdie probleme en die ouers lê daaronder en die Here se hart bloei en die Here huil oor die toestand van sake op hierdie aarde. Ek doen baie troues. Thuis doen troues, Jean hulle doen troues, ons almal doen baie troues. Ek het nog nooit 'n troue gedoen waar twee geliefdes op hulle troudag by mekaar kom of kom trou met die doel om te kom skei nie. Ek het nog nooit 'n troue gedoen waar ek iemand gehoor sê het, ek weet nou al, ons gaan 'n ongelukkige huwelik hê nie. Ek het nog nooit ervaar nie. Maar soms is dit so, dat ons te trots is, of te hoogmoedig is, of soveel onvergewensgesindheid in ons het, of so aspres of vernederd is, om sake tussen ons te beredder, dat voordat ons oë uitvee, dan staan ons op skei se deur. En dan is nie meer omkeer nie. Voordat ons oë uitvee, gebeur hierdie dinge. Nou, hoe kan ons maak? Hoe kan ons doen? Wat moet ons doen van ons kant om weer ons huwelik te kry soos wat God bedoel het om dit te wees? Die liefde, die seëning wat binne in 'n huwelik is. Hoe gaan ons terug na daai kant toe? Hoor wat sê die Here in Efesiërs 5 vers 21. Wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig. Nou hierdie woorde, wees aan mekaar onderdanig, het gaan so 'n bietjie teen 'n biker se grein in, want wat is 'n biker? Biker is iemand wat sê, niemand sê my wat om te doen nie. Niemand vertel vir my wat ek moet maak nie. Ek het my regte. Ek is niemand se vloerlap nie. Niemand gaan my vertrap nie. Maar nou kom die Here en die Here sê vir jou, jy is geroep om jou maat te dien. Mans, julle is geroep om jou vrou te dien en jou vrou gelukkig te hou. En vrouens, julle is geroep om jou man eerste te plaas in die huwelik. Nou hoor ek 'n paar manne sê, ja, dit klink alles mooi, maar as ons nou terug aan ons teksgedeelte toe, klink alles mooi, maar kom ons lees net 'n bietjie verder in Efesiërs 5 vers 22, wat sê, vrouens, wees aan julle mans onderdanig, net soos julle aan die Here onderdanig is. En in vers 23, nou sê die manne, die man is die hoof van die vrou, en al die manne gaan, yes, 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 die man is die hoof van die vrou, wenner, koning, ek wen, vrou, ek is jou hoof. En die manne gebruik net daai een gedeelte van die vers. Meneer, lees bietjie verder wat sê daai vers. Wat sê hy verder? Ek het baie goeie vriende. Ek wil nie eintlik hierdie stories vertel nie, né? Ek het regtig waar baie goeie vriende. Wat hou daarvan om net 'n gedeelte te vat van 'n vers. En dan sê hy, hierdie is die gedeelte van die vers en dit is wat dit bedoel. Maar ek wil net sê, ons moet net onthou, ons moet alles binne konteks lees. Jy kan nie net 'n gedeelte van die woord van God vat en dit toepas nie. Jy kan nie, jy moet die, amen, dis reg my boetie. Jy moet die konteks van dit verstaan, jy moet na alles kyk. Ja, dit is waar, ons is die hoof van die vrou. Ons as mans het hierdie verantwoordelikheid om hoof oor ons vrouens en ons gesinne te wees. Maar wat is daar verder geskrywe? Daar staan geskrywe, die man is hoof van die vrou, maar hoor wat staan daar verder geskrywe, soos Christus die hoof van die kerk is. Paulus gebruik hierdie beeld van Christus in die kerk, en hy vergelyk dit dan met die man en die vrou. Nou wat beteken dit? Eenvoudig die volgende, Jesus is hoof van die kerk. Jesus het sy alles en sy lewe gegee vir die kerk, sy bruid. Alles gegee. Hy het sy lewe gegee vir die kerk, vir sy bruid. En dan vergelyk Paulus dit met man en vrou in die huwelik, en dan sê hy, net soos Jesus alles vir die kerk gegee het, jy meneer, jy man, moet jy alles vir jou vrou gee. Al kom dit daarop neer dat dit ook jou lewe beteken, jy moet jou vrou alles gee.
En dan raak ons maar 'n bietjie stil, want nou is ons nie net meer die hoof om gedien te word nie. Ons mans, die liefdesverantwoordelikheid as hoof oor ons vrouens, maar dit is om hulle te dien. Manne, ons moet ons vrouens dien. Elkeen van ons moet besef, ons het nie net gaan getrou om gedien te word nie, maar dat ons daar is om ons vrouens te dien. Al is hy onvolmaak, al is hy ouer, al is hy vol rimpels, al is hy vol geite en al is hy vol dimpels. En al is daar ander vrouens wat ons kan sien, wat dalk vir ons beter sal wees, met wie ons eintlik maar moes getrou het, of na wie ons toe eintlik kan gaan. As jy gelukkig wil wees, dan roep die Here vir jou en vir my, om ons vrouens by te staan, om vir ons vrouens lief te wees, om vir ons vrouens te eer, om ons vrouens te dien, om ons vrouens te help, ons vrouens te respekteer, om ons vrouens te versorg en lief vir hulle te wees. God roep ons. Hoeveel keer, broers, sê ons vir ons vrouens dankie vir die kos en vir die kinders wat sy versorg, en die huis wat sy skoonmaak en die klere wat sy vir ons stryk. Hoeveel keer sê ons vir ons vrouens dankie? Hoeveel tyd spandeer ons elke dag saam met ons vrouens? Wat doen ons om die lewe vir haar makliker te maak? En moenie nou kom met daai ene, as ek sien sy's moeilik, dan klim ek op my baadjie, want ek wil dat haar pad uit wees, dan gaan ry ek maar 'n end en ek gaan kuier by my pelle. Net om op haar pad uit te bly, ek help haar daardeur. Daai kite werk nie in hierdie storie nie. Daai kite vlieg nie hierson nie. Daai bike staan stil, soos 'n Yamaha. Hy gaan nêrens heen nie. Jy klim op jou bike en jy ry weg as daar issues tussen jou en jou vrou is nie. Sê ons nog vir haar, hoe lief ons haar het. As ons vrouens gaan begin dien, dan gaan ons manne gelukkig wees, want ons vroue is gelukkig, en ons kinders sal blom. Daar's 'n poster ding wat ek gesien het, if mama ain't happy, nobody's happy. Daar's 'n bord ding, ek dink ons het ene gekoop, hy's hier binne. If mama ain't happy, nobody's happy. Ons weet mos hoe gaan daai ene, hoofpyn. Die Here sê tog hier in sy woord, ons moet ons vrouens lief hê soos ons eie liggaam. Ek wil afsluit met die mans en sê, Kolossense 3 vers 19 sê die volgende, mans, julle moet julle vrouens lief hê, moenie die lewe vir haar bitter maak nie. Dit staan in die woord van God geskrywe, Kolossense 3, moet hom nie nou op sy been stamp nie. Los hom, dit kom nog nou. Julle moet julle vrouens lief hê, moenie die lewe vir jou vrou bitter maak nie. En die dames smile, en die dames love it. En die elmboog gaan, en die hand klap so op die been. Hoor wat sê die pastoor? Die pastoor is aan my kant, hoor wat sê hy vir jou, my liefie? Maar dames, kalm. Bedaar. Hier so ietsiekie vir julle ook. Ek verwys julle weer na Efesiërs 5 en volgens Efesiërs 5, vra en verwag die Here dat jy jou man sal eer. Al is julle mans ook onvolmaak. Ek weet, ons is nie meer die aantreklike hangs van 20 en 30 en 40 jaar gelede nie. Die sixpack is nou 'n papsak. Die borskas is nou 'n hangkas. Daai weelderige boshare is nou 'n patchy styl. Daar's 'n patchy hierso en 'n patchy hier en 'n patchy hierso. En dis hoe ons maar nou deesdae maar moet lyk. Ons is baie keer ook nie die maklikste seentjie om saam te leef in 'n huis nie. En ons kan baie keer baie moeilik raak oor stupid goeters. Maar as jy gelukkig wil wees, en jy wil hê jou kinders moet gelukkig wees, eer jou man, ondersteun jou man, praat mooi dinge oor jou man, sê vir hom, jy waardeer dit wat hy vir jou en vir julle as 'n gesin doen, vergewe hom as hy droog maak. Ons mans het baie vergifnis nodig, en ek dink ons mans het meer vergifnis nodig as die vrouens, want baie keer werk die brein nie so lekker nie. Daai ligte is aan, maar niemand is by die huis nie. Die huiser werk, maar hy gaan tot nie by die boonste vlak nie. Die wielietjie draai, maar die hamster is dood. Dis baie keer waar ons onsself bevind. Die bike ref, maar hy staan stil. Hy's 'n neutral. Die Yamaha ouens weet waarvan ek praat. Moedig jou man aan om goeie dinge in die lewe te doen. Moet hom nie aanhou vertel hoe sleg hy is nie, want hy gaan begin glo wat jy sê. En as jy dit doen, en jy gaan na die Here toe, en jy bid vir jou man, kan die Here jou man verander, na dit wat hy vir jou man bedoel het om te wees, binne in die huwelik. Kolossense 3 vers 18 sê, vrouens, wees aan julle mans onderdanig, soos dit pas,
by mense wat in die Here glo. Ek roep die orkes dat hulle asseblief na vorentoe sal kom. Gracie Mortel, kan julle vorentoe kom asseblief. Ek wil begin afsluit. Die Here sê vir ons as mans en vrouens die volgende. Dit sê vir ons, dien mekaar. Vergeet daarvan om jouself eerste te stel. Moenie probeer om die wenner te wees nie, maar maak jou wederhelf die wenner. Dan sê jy 'n huwelik beleef, soos wat God, as he intended marriage to be, soos wat God bedoel het, 'n huwelik moet wees. Is dit onmoontlik? Nee, dit is nie onmoontlik nie. Dit is moeilik. Dit is moeilik. Want ons moet die ander persoon eerste stel. En ons is geleer van kleintyd af, you must fight for your right. Ons hoor dit in songs, ons lees dit in boeke, en Sarie en huisgenoot sê, we must take what is ours. En almal skree, viva Amandla. Tender, I want one. Hulle skree al die goeters, en dit gaan oor al die ongeregtigheid. Man, maar kom ons bly by die Here. Ons bly by die Here. Ek kyk deur hierdie gemeente van Biker broers en susters, en ek kan hulle sien hierso sit. Mans en vrouens, wat deur dik en dun by mekaar gestaan het, oor alles wat die lewe vir hulle gebring het. Oor die donker van die lewe, oor die bitter van die lewe. Oor die onregverdigheid van die lewe. Is hier kappels wat vir jare by mekaar is. Hulle was al kwaad vir mekaar, en het al beklei soos kat en hond. Party ouens sou nou al uitgekom het, as jy vrou daai tyd verwrig het, maar hulle sit nog steeds vandag langs mekaar. Want hulle is lief vir mekaar. Skouer aan skouer, sy aan sy, sit hulle nog staan hier. Want hulle stel mekaar eerste. Hulle dra mekaar se laste. Hulle dien mekaar in liefde. Hulle deel in die vreugdes wat hulle vind in die huwelik. Hulle vergewe mekaar, hulle ongeregtigheid. Saam dien hulle die Here. Families, ek wil julle vandag roep. En ek wil vir julle vra, doen moeite om naby die Here te lewe. Doen moeite om in die teenwoordigheid van God te bly. Families, hou saam huisgodsdiens. Bid gereeld vir mekaar. Bid saam met mekaar. Doen dit wat die Here vir julle vra binne in die familie. Onthou, hy was so lief vir ons gewees, en hy is nog steeds so lief vir ons, en hy sal nog so ewig lief wees vir ons, dat hy sy enige gebore seun gestuur het, om in ons plek te kom sterwe, sodat enige ene van ons, wat glo, nie verlore mag gaan nie, maar tot redding sal kom. Mag die Here se seën rus, op elke pappa, en op elke mamma, en op elke kind. Amen.